verstaan van hom, maar hy gaan dit self vir julle sê. Dominee, ek hoop jou boodskap gaan insin vanmôre by ons, sodat ons hier as ryker mense geestelik versorg sal uitstap. Baie welkom. As hy kom, ons kyk gewoon na die afkondigings. Daar is 'n bestuursvergadering, komende Dinsdag aand. Ons vra asseblief daar u voorbidding vir dit wat daar bespreek en besluit moet word. Volgende Sondag het ons weer informele diens in die saal. Ons nooi vir u almal uit. Dit is altyd 'n lekker byeenkoms om so saam in die saal te kan sit. Neem net kennis, die kerkkantoor is nou Vrydag wat kom, gesluit vanaf 10 uur, maar dit is Oktober, nie November nie. Kyk maar daar asseblief. Ons senior lidmate se Kersete sluit nou vinnig nader. Dis die 15de November hier in die kerksaal. Die koste is R40 per persoon. Bespreek by Nelly asseblief. Onthou dis 'n aansitete, geen peg nie om etes nie. Kom ons as u nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, kontak asseblief vir Nelly. Ek het 2 verjaarsdae. Ek het Elswie Becker en ek het vir Ella Swanepoel, hulle vanmôre hierso. Ons sê vir hulle baie geluk en dan ook almal wat in die week verjaar, mag julle werklik in die nuwe lewensjaar God se seën, God se vrede, God se omgee ervaar. Ons Pieter Mannekoor bied 'n fondsinsameling vir ons gemeente. Dis nou die 9de November, 5 uur die middag, 3 uur die middag, skus hier in die kerk. Ons vra asseblief u ondersteuning daar ook. Dis R50 'n kaartjie vir volwassenes. Kinders is gratis. As jy nog nie 'n kaartjie gekoop het nie, kontak maar vir my. Ek het vandag by my 'n hele paar kaartjies. En dan Benny sal ook in die week en wat kom sal seker ook dan nog kaartjies hê. En dan agterop sien jy dan Joe Blauwaterbaai se familiekerk het 'n kermis. Ek sien nou, ek weet nie wat die datum is nie. Maar kom ons ondersteun ook vir hulle daar in die fondsinsameling poging by Blauwaterbaai se familiekerk. Dankie. Ekskuus Dominee Jan, ekskuus, ek het vergeet, is daar enige besoekers vanmôre hier by ons? Niemand nie. Daar sê, baie dankie. En dat ek wel vergeet, na die diens, asseblief, kom drink 'n koppie tee en koffie in die saal, net na die diens. Ons sien vir die dag. Dankie.
Hy Ek het ook al daai fout gemaak en sukkel ek vir my verskriklik en dan bel jy daai slim elektriesien en dan kom hy daar by die deur en dan sit hy net die plok aan en dan sê hy daarvoor R700 vir die uitkom. So ek hoop nie dis my charge nie want ek het nie geweet ek moet hier aansit nie. Maar baie welkom aan elkeen wat hier is. Dis vir my heerlik om sommer hier te wees. Ek sien 'n paar ou gesigte hier wat ek nou ken en dit voel vir my baie keer soos 'n skoolreunie en as jy nou daar by daai skoolreunie so en dan kom hulle so aangestap na die reunie toe dan dink jy ja, hulle lyk sleg en dan besef jy as hulle weer na jou kyk dan laai seele gedagte van maar jy lyk ook maar sleg. Maar dis lekker om van julle te sien wat ek nog geken het toe ek in Seelsrand was. En dit is lekker om van die jong mense en die kinders te sien hier in die kerk. Ek weet hulle is vandag, het dominee Robert John gesê, is hulle vandag in die kerk. En ek wil nou maar net vir julle vra asseblief, hou net die ou mense naby julle en julle paas en maas wakker asseblief. Want dis jong mense wat lekker wakker is en luister. Mag die Here vir julle ook ryklik seën. Nou kom ons buig die hoofde en dan bid ons net eers saam en ons vra dat die Here hier teenwoordig sal wees. Hemelvader, baie lekker om vanmôre sommer net hier te wees en Here om nie net na u woord te luister nie, maar om ook te gaan aansit aan u tafel. Om ook u dood te herdenk. Maar vandag ook hervorming Sondag wat ons net besef, wat ons terugdink aan die herinneringe toe die wêreld gedink het, ons moet werk om in die hemel te kom, het ons maar net besef, uit genade alleen is ons gered. En dankie vir die genade wat ons ook aan die nagmaalstafel kan sien. Dankie vir ons redding wat verniet is. Dankie vir ons saamwees hier, Here, wat vir ons sommer net opgewonde maak, omdat u met ons praat. Seën u woord, seën o Here die sakrament. Seën elkeen wat hier in die huis van u is vanmôre. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Gemeente, ja, ek kan vir julle groet met 'n wonderlike wete. Die Here is hier teenwoordig. Deur sy Heilige Gees wil hy in ons wees en wil hy deur my praat en wil hy eintlik deur die woord praat. Ons gaan die eerste lied wat ons sing is eintlik so ek wil vra dat jy so oomblik eers al stil raak voor ons die lied sing. Siska, as ek sal amen sê en dan kan ons hierdie versekeringslied sing. Maar weet jy, ons gaan aansit aan die tafel van die Here. En 'n mens kom ons nou baie keer kerk toe en jy moet nou vinnig regmaak en jy moet 'n paar goede en jou kop is nog dalk by ander plekke. Maar die nagmaal kom sê veral vir ons, dis 'n tyd wat ek ook voor die Here moet stil raak. En die nagmaalsformulier sê ook dat ons eintlik na onsself moet kyk en ons moet die skuld, en nou noem hy 'n hele klompie op, dit wat ek self gedoen het en dit wat ek versuim het om te doen, maar die belangrike is dat ons vanmôre hier kan sit en dat ons daai goed wat skeiding maak tussen my en die Here, dat ons dit voor die Here bely. En as ons dit klaar bely het, dan kan ons mos nou sê, ek weet verseker, hy is die Heer. En wat het gebeur? Hy het my sonde uit liefde vergeef. As jy vanmôre hier sit en sê, maar ek is nou verlore, maar onthou, ek is gevind. Nou het ek vrede, ek is God se kind. Kom ons raak net so stil, voor ons luister na die woord, en voor ons net nou ook die nagmaal gaan gebruik.
Amen. En dit is so wonderlik, en een van die liedere wat ons voor die tyd gesing het, het ons ook gepleit, Here, was my witter as sneeu, maak my skoon, en dan weet ons, die Here vergewe vir ons. Nou het ons 'n geleentheid om Here met ons dankoffers te dien, dis ook 10de maand dankoffer, hier is hierdie kussie hier voor, Dominee Rom John het gesê, ek moet vir julle sê, maak tog die ding vol asseblief, moet nou nie laat hy onnodig daar staan nie, maar die wat wil kom, party het dit al gegee sê, ek weet nie presies hoe dit werk nie, maar die wat dit hier wil kom insit, kan die 10de maand dankoffer kom insit, en dan vra ons ook die diakens om die dankoffer in die banke, om net vir ons ook op te neem asseblief.
Baie dankie vir elkeen wat so inbeweeg het en kom gee het, want die Here sê mos hy daai blymoedige gewers lief. Ek dink wat vir ons belangrik is dat ons nou ook gaan sing. En ons gaan sing Grote God aan U die eer. Ons wil baie graag vir die Here, vir wie ons hierdie dankoffers gegee het, ook lof kom besing, want hy is die koning. Ons kom gee dit nie vir die kerk nie, ons kom gee dit nie vir die dominee nie, ons kom gee dit nommer 1 vir die Here. Maar dan gaan ons tema vanmôre ook oor Jesus wat die storm stil maak. Die grootheid dat hy die mag het oor die waters en dat hy die mag het oor die winde. En ons gaan dit daar sing. Vers 1 sê ook mooi, voor U buig die skepping neer, U wat ewig sal regeer. Kom ons staan en ons sing hierdie loflied, al 3 verse tot eer van die Here. Nou as ons vanmôre kyk na die tema daar, die storm stil maak, dis die sentrum van die ou stukkie wat ons gaan behandel vanmôre. Maar dan daar aan die onderkant staan vertrou sy roeping. Nou wat is die roeping? Wat wil die Here met my en jou as kerk? Hoekom het hy aarde toe gekom? En vanoggend is ook hervormingssondag waar daar 'n duidelike wil ek amper sê 'n beweging was om vir die wêreld te gaan sê, uit genade is julle gered. Ek skaam my nie vir hierdie evangelie nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. En ook aan die nagmaalstafel gaan die sendingkommissie vanmôre hier kom sit. Wat ons sê, ons taak en ons roeping, God se taak en roeping is om uit te reik. En as ons nou dink wat Dominee Robert John, as ek dit nou reg aan hom verstaan, verlede week gesê het, ons kan dit daar op die skerm gooi, waar hy gesê het in Matteus 28, en dit is ook waaroor die synode sitting, ek was nou nie daar nie, maar blykbaar ook gegaan het in die stil word, dat Jesus kom toe nader en hy sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. En dan die belangrike, gaan na
al die nasies toe en maak die mense my disippels, doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En leer hulle om alles te onderhou wat ek vir julle beveel het. En ek, onthou, ek is by julle al die dae tot aan die volëinding van hierdie wêreld. Dit sê Matteus 28. Wanneer hy Handelinge begin, dan sê hy vir Handelinge, julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uithoeke van die aarde. En hierdie gedeelte in Lukas 8 gaan dan juist daarom dat die Here vir ons kom wys hoe belangrik dit is dat ons die evangelie moet deel. As ons daai stukkie mis, as die kerk nie getuie vir die Here is nie, onthou, dis nie die kerkie, dis net die gebou waar die kerk elke Sondag saamkom. Ek en julle is tempels van die Heilige Gees. Ek is 'n tempel, daar waar ek dalk net nou by Spar omgaan of waar ek begin brandstof ingooi, is ek die kerk. Oral is ek die kerk. Maar Jesus het nie gekom aan die einde en hy het vir ons kom sê, gaan en gaan verkondig nie. Die evangelie is geskryf, Jesus se roeping aarde toe, was om vir my en vir julle te kom wys, so lyk 'n mens. Daarmee saam, hier is ek, die God wat kom red, die God wat kom sterf, betaal, maar die heel belangrikste, hy kom wys vir ons, hoe ons moet getuig. Sy roeping, en daarom sê ek daar, sy roeping, en as jy nou kyk, en dit is so lekker as jy na die verskillende evangelies kyk, dan sal jy dit sien in die verskillende evangelies, maar Markus en Lukas sê dieselfde. Ons kan nie stil word van die stil maak van die see en die water, die storm kan ons uithaal, maar voor dit en na dit is net so belangrik. Julle moet net hier lees, ons gaan dit nou nie daar op die skerm gooi nie, maar hy begin met, nee, dit is, jy kan maar terug aan daar, hy begin hoofstuk 8, en dit is vir my pragtig, ek gaan dit sommer vir julle net hier lees, hy sê in die tyd wat nou gevolg het Jesus, luister, die land deurkruis van die een stad en dorp na die ander. Luister mooi, oral het hy gepreek en die evangelie van die koninkryk van God verkondig. Die 12 was saam met hom en daarby was daar nog 'n aantal vroue. Wat het die Here gedoen? In diensopleiding. Hy het begin en hy het van dorp na dorp gegaan, stad, dorp, platteland, maak nie saak nie. Wie vat hy saam? Sy disippels vat hy saam. Vroue, nou ja, baie keer sê in die Bybel het die vroue nie 'n plek nie. Ons sien hoe duidelik hier die vroue 'n plek het. Hierdie vroue wat tot redding gekom het, is saam. Loop hulle saam 'n pad as getuies. As ek dink aan my EE-spanne, getuienisspanne, die kosbare bydrae wat vroue ook daar gelewer het. En toe net daarna, net in die volgende gedeelte 4 tot 15. Wat vertel hy vir hulle? Hy vat hulle nou saam en dan vertel hy van die gelykenis van die saaier. Wat sê die gelykenis van die saaier? Hy sê vir my en vir jou, doodgewoon, ons taak is om te gaan saai. Hy het nou net vir hulle gewys en dan sê hy onthou, gaan saai. Ek en julle moet hierdie woord saai. En hy sê, maak nie saak nie, ek moet nie bepaal waar ek wil gaan saai as alles mooi, die mooi weer daar is en as die grond reg is nie. Hy sê die saaier het gegaan, party van die saad op die pad geval, ander tussen die onkruid, ander by die rotsagtige gebied en die ander op die vrugbare gebied. My en jou taak, doodgewoon, om te gaan saai. God laat groei. Maar dis nie al nie, in aanloop tot hierdie storm, sê die volgende ene, daar kom gee ons weer 'n gedeeltetjie, ons kan dit dalk daar saam lees, die gelykenis van die lamp. Hy sê niemand steek 'n lamp op
en maak dit dan met iets toe, of sit dit onder die bed nie. Inteendeel, hy sit dit op die stander, sodat die mense wat binnekom die lig kan sien. Hy wys vir hulle, oral word die evangelie verkondig. Hy sê, julle is die saaiers. Maar hy sê, moet ook nie dom wees nie. Ek en julle is die lig vir die wêreld. Ek kan nie sê, ek is 'n kind van die Here, ek is 'n lidmaat van die kerk, en poep, as ek hier uitgaan, dan sit ek die standertjie op. Dan sê ek baie keer vir mense, sjoe, is dan maar oulike ou daar by die kerk, dan sê hulle, watter ou is dit? Ek ken hom nie, want hier by die werk is dit anders. Of as jy dalk vir 'n vrou baie keer sê, of 'n man, dit is dan maar oulike vrou of 'n man daai, dan sê, jy ken hom nie by die huis nie. Ons lig, moet ons nie somtyds 'n ou emmertjie daar opsit, of iets, of het onder die bed sit nie. Ons is die lig vir alle mense. Maar weet julle, voor hy nog by die storm kom maar 'n verskriklike belangrike ding. En as ons dit nou gaan lees, net voor die storm, as jy dit daar vir ons opsit, weet jy wat hier gebeur? Nou is hulle hier by mekaar, as 'n klomp mense. Maar jy moet verstaan wat nou hier gebeur. Hy sê die moeder en die broers van Jesus, hy sê, van Jesus het na hom toe gekom, maar vanweë die gedrang, het hulle nie tot by hom gekom nie. Iemand sê toe vir hom, u moeder en die broer staan hier buite en wil met u praat. Nou moet jy daai enetjie wat ek onderstreep het sien. Dit gaan nie dat hy nie sy moeder en sy broers herken nie. Maar wat moet die disippels, wat moet die wêreld beginne verstaan? Dat hierdie evangelie van Jesus gaan weier, gaan baie weier. Wat sê hy? Hy sê, my moeder en my broers is die wat na die woord van God luister en daar volgens handel. Wat gebeur hier? As ons na die volgende enetjie kyk, Jesus se familie verander. En ons sal nou verstaan hoekom is dit so belangrik, dat hulle besef, maar dit gaan maar net oor die familie en my bloed verbondenheid as 'n Jood nie, verander. Die prentjie van wie is familie, my broers, my susters, is hulle wat die evangelie hoor en dit loop doen. En nou kom die storm. Nou kom daai stukkie, waar Jesus sê, op 'n dag, het Jesus vir sy disippels, het hulle in die skuit geklim, en hy het vir hulle gesê, kom ons gaan na die oorkant van die meer toe. Ons gaan nou die plek daarvan verstaan. Hulle vaar toe weg, en terwyl hulle seil, raak Jesus aan die slaap. 'n Hewige stormwind het op die meer losgebars, en die skuit het vol water begin word, sodat hulle in lewensgevaar was. Hulle gaan toe na Jesus toe en maak hom wakker, met die uitroep, meneer, ons vergaan. Toe staan hy, Jesus, op, en bestraf die wind, en die golwe, en hulle het bedaar. En daar het stilte gekom. Toe sê Jesus vir sy disippels, waar is julle geloof dan? Ons sal net nou terugkom daarna toe. Maar hulle was verskrik en verbaas, en het vir mekaar gesê, maar wie is hy dan nou tog? Hy gee bevele aan die wind en die water, en hulle is aan hom gehoorsaam. Wat gebeur hier? Is baie interessant. Julle moet onthou, die aanloop. Jesus het na elke dorp toe gegaan, dit was nog daar in Juda, in daai deel. Hy sê, hier is die gelykenis, oral moet julle saai. Hy sê, hier is die lig, oral moet die lig skyn. Hy sê, onthou, hier kom 'n groot verandering. My familie gaan 'n bietjie anders lyk. Nou sê hy vir hulle, vaar na die oorkant. Wie is in die oorkant? En dis jy sending Sondag eintlik vandag. Aan die oorkant is die heidene. En dis 'n baie belangrike
opdrag wat julle hier moet verstaan. Hy het hulle voorberei, hy het vir hulle gesê, gaan oorkant. Nou dis nie vir ons altyd so maklik om oorkant toe te gaan nie. Dis nie vir ons altyd so maklik om, wanneer ons lekker tuis is tussen ons familie, om 'n bietjie geruk en geskit te word, en na die ander kant toe te gaan nie. Die heidene is daar aan die ander kant, die Geraseeners of die Gadareërs, hulle is daar. En nou kom ons kyk, wat gebeur nou? Hier kom 'n geweldige storm, terwyl hulle vaar. Die disippels is bang, hulle is in lewensgevaar. Hier is 'n bietjie van 'n kontras. Hulle is in lewensgevaar en Jesus slaap. En so voel ons baie keer, Here, hier is soveel storms in my lewe, sien nie dit nie raak nie, slaap jy kan nie sien nie, en dan, in hierdie storm, roep die disippels, meneer, ons vergaan, daai absolute uitroep van vergaan. En dan staan Jesus op, en hy maak die storm en die water stil. En wat vra hy vir hulle? Waar is julle geloof? En hier's 'n belangrike ding wat hier gebeur. Hulle het nou al gesien, Jesus genees mense, hulle het sekere wonderwerke al gesien wat hy gedoen het, maar hulle, hierdie, en kom ons sê maar die woordjie in Engels, hierdie een is next level. Hy werk met mense en daar's wonderwerke, maar sjoe, dat die wind en die water, die storms na hom kan luister, dis op 'n ander vlak. En dan sê hy, julle het my geglo in hierdie opsigte, kom vertrou julle my nie eintlik nie. En wat gebeur met die disippels? Hulle het op daai stadium gedink, ons ken vir Jesus. Nou gebeur hier so vinnige klomp goed, sy broers en susters is nou anders. En hier is hy nou op die see en hy laat in hierdie storm, sien hulle sy volgende mag, waaroor hy beskik. En skielik vra hulle weer die vraag, maar wie is hierdie Jesus dan? Wie is hy? En ek dink so partykeer speel ons ook maar. En ons vergeet om regtig te vra, met wie het ek te doen? Aan wie se tafel gaan ek hier aansit? Wie is hierdie Jesus wat hierdie goede gedoen het? Wie is hy? Nou ja, dan kom die volgende stukkie en ek gaan dit nou nie alles lees nie. Hulle kom toe uiteindelik aan die ander kant, die water is stil, en kom aan die ander kant, hulle kom by die heidene. Hy sê, daarna het hulle verder gevaar, na die land van die Geraseeners, wat reg teenoor Galilea gelê het. Toe Jesus daar aan wal gaan, het 'n man van die dorp af hom tegemoet gekom. Hy was van bose geeste besete en het 'n hele tyd nie meer klere gedra nie. Hy sê hy het ook nie in huis gebly nie, maar hy het tussen die grafte gebly. Toe hy Jesus sien, skreeu hy en val op sy knieë voor hom neer, terwyl hy hard uitroep, wat het u met my te doen, Jesus, Seun van God, die Allerhoogste? En nou hoor, wat sê hy? Ek smeek u, moet my nie pynig nie. En as ons nou aangaan, kom ons kyk maar net die volgende, ek gaan nou nie alles lees nie, dan sien ons wat hier gebeur. Wat hier toe op die ou ene gebeur is, die Here kom en hy vra vir hom, wat is sy naam? En hy sê, goed, my naam is Legio, en Jesus sê, goed, dit is so, daar's baie bose geeste in jou, en dan gebeur die volgende. Hierdie bose geeste, hulle kom smeek weer. Here, moet ons asseblief nie terugstuur nie. Stuur ons liewers in die varke. Nou die groen mense sal nou sê, en die diereliefhebbers, hoekom die arme varke? Hoekom moet hulle nou daaronder lê? En hulle gaan in die varke en hulle storm af. En dan lees ons daar van die wagters, wat sien wat gebeur. Hulle skrik, want hulle moet die varke oppas, en daar gaan die varke see in.
En as ons nou so 'n bietjie verder lees, wat het daar moet jy nou kyk, die wagte, hulle gaan weg en hulle gaan vertel, hoor nou net wat gebeur. Hier gebeur hierdie goede, sodat mense eintlik weer getuienisse kan word van wat hier gebeur. En hulle gaan vertel dit in die dorp en op die plase. En wat gebeur? Die mense hoor hierdie ding gebeur. Die mense het gaan kyk toe wat gebeur het. En wat sien hulle? Wat sien hulle? Hierdie man wat van duiwel besete is, wat hulle almal al gesien en geken en bang was voor, hy onderstreepte deeltjie, hy sit by die voete van Jesus, met klere aan, en by sy volle verstand, en hulle het bang geword. Maar die wat het gesien het vir hulle vertel, hoe die besetene genees is. En dan sien ons 'n bietjie verder, die man, uit wie die bose gees uitgevaar het weer vir Jesus gesmeek om by hom te bly. Maar Jesus het hom weggestuur en gesê, gaan terug na jou huis toe. Vertel alles wat God vir jou gedoen het. Hy het toe gegaan en die hele dorp deur bekend gemaak wat Jesus vir hom gedoen het. Jesus sê, gaan na jou huis toe, hy gaan die hele dorp in. Net hierdie prentjie. Aan die oorkant is daar heidene. Die eerste bekeerling. Nou moet jy hier besef, hier gaan hulle voet aan wal, hulle het hierdie verskriklike ding gehad met die storm, en nou kom hulle in die oorkant, want in die oorkant, God se doel is, gaan die wêreld in, die hele verlede week ook gehoor, gaan getuig, gaan na al die nasies toe. En wie is die eerste van die ander nasies wat na hom toe kom? 'n kaal, mal, besete man. Nou as jy nou dink, jou eerste getuie met wie jy praat, is 'n kaal man. Manne sou gesê het, laat dit maar liewer 'n kaal vrou gewees het, maar hier kom 'n kaal man aan. Here, is dit reg? Is dit waarvoor U ons nou oplei, om 'n besete mal man na die Here toe te lei? Ek en julle moenie vra. Hoekom vra die Here vir my om in my bootjie te klim en somtyds net oor te vaar? Maar die opdrag van die Here gaan saai, gaan skyn die lig. En dan moet ek nie uitsoek sê Here, die enetjie wat na my toe kom moet dan baie oulik wees. Maklike getuie nie. Daar was nie 'n maklike een nie. Hy storm. En wat gebeur? Dis vir my 'n baie ding wat nou hier gebeur. Hierdie duiwel beset, en as ons na die volgende enetjie kyk daar. Dis die interessante. Die disippels vra, wie is hierdie Jesus? Hulle begin wonder, hoekom luister die see en die wind na hom? Sien jy wat gebeur met Legio? Toe hy daar aankom, hierdie kaal, mal besete man, val op sy knieë voor die Here. Die disippels, onthou, ons gaan nou na 'n hele klompie kontraste kyk. Die disippels vra, wie is U? Legio, kom, en hy val voor die Here. Met die duiwels wat binne in hom is, besef hulle, hier is die Seun van God, die Seun van die Allerhoogste. Dis die wonder wat hier gebeur. Die duiwelbesetene herken hom, en jy moet dit onthou. As ons nou na die volgende ene kyk, dan sien ons net, Legio, die kontras. Wat gebeur met hierdie man? Legio sonder Jesus. Die wêreld dalk sonder Jesus. Hy bly tussen die grafte. Hy's kaal. Hy's vasgevang deur hierdie duiwels. Hy's alleen, niemand wil eintlik met hom praat nie, is net die dooies is sy pelle daar tussen die grafte. Hy het geen vrede in sy gemoed nie. Legio sonder Jesus. Hoe lyk Legio met Jesus? Hier kom die wagte aan, die mense kom van die plase af, en die eerste wat hulle sien, wat is die verandering
wat Jezus in 'n mens se lewe bring. Want dit is hy, dit is legio daai. Wat doen hy? Daar sit hy. En dit is nogal belangrik, hierdie gekleed, kan julle in die paradys onthou? Hulle was kaal, en toe hulle sonde doen, toe besef hulle, o, griet, ons is kaal. En toe gee Jesus vir hulle klere. Hier kom die Here ook, en hy gee eintlik vir hom klere weer. En meer belangrik is die klere, hy sit daar, volle verstand, rustig by Jesus. Maar weet jy wat vir my hier belangrik is? Onthou wat hy net voor hulle op die see gegaan het hy gesê, hier is my familie. Hierdie man sit by Jesus. Familie. Dis nie net my ma, my broers nie. Almal wat glo en doen. Hier kom sit legio. Jesus 'n nuwe familie. Wat wil hy vir sy disippels sê? Ontmoet my nuwe broer, legio. En dis belangrik. Dis die kontras. Maar saam met hierdie kontras, wat sien ons wat gebeur hier? Ons is so bang, ons gee vir die duiwel so verskriklik mag. Wat gebeur toe die duiwel vir Jesus sien? Val op sy knieë neer. Die duiwel is magtig, ja. Maar die duiwel besef, God is almagtig. Ek kan maar spring soos ek wil. Hier het ek klaar verloor. Dis wat die nagmaal vir ons gaan sê. God is almagtig. Kom ons kyk nou nog 'n kontras daar. Die twee keer wat Jesus, wil ek amper sê, die grens oorsteek het na die heidene toe, was met die Samaritaanse vrou, ons gaan nie lank daarby stil staan nie, maar wat maar net interessant is, dis ook 'n vrou, wat eintlik soort van 'n slegte agtergrond het. Die Here gee vir haar lewende water, sy gaan getuig. Ook die hele Samaria kom uit, baie opgewonde. En Jesus sê vir sy disippels, daar is die oes. Die Samaritane is die oes. Nou, dit beteken nie, ek en julle moet nie met ons familie en vriende ook getuig nie. Maar die Here sê, ek moet nog 'n bietjie grensies oorsteek. Maar daai Samaritane vra, Here, bly by ons. Toe bly hy 2 dae met nasorg daar. Hier sit 'n bietjie anders. Hierdie Geraseëners het so groot geskrik, dat hy hierdie duiwels uitgedryf het en die varke in die see gegaan het. Hulle sê, Here, gaan weg. Die wagte word getuies, nommer 1. Hulle sê, Here, gaan liewers weg. Wat doen die Here? Hy klim wel in sy skei, maar wat gebeur? So net na die volgende enetjie, kyk daar, legio. Hy smeek, daar staan, hy smeek, Here, bly by my. Hierdie nuwe verlosser wat hy ontmoet, bly net by my. Die Here sê, nee, ek gaan weg, maar jy moet gaan vertel. Jy moet vir jou huis, jy moet vir die dorp, jy's geroep, 'n besetene word die dominee, die evangelis, die sendeling hier in hierdie nuwe area. Die Here soek nie altyd die topgeleerdes en die uit. Nee. Die vrou van Samaria, die besetene, die wagte word getuies van hierdie God. Hy moet gaan saai. Onthou julle Lukas 8, hy moet die lig gaan wees vir hierdie wêreld. En weet jy wat vir my baie mooi is, want ons gaan nou afsluit. As jy nou blaai na hoofstuk 9 vers 1, ons gaan dit nie saam lees nie, jy kan dit nou rustig by die huis gaan lees. Wat sê hoofstuk 9 vers 1 vir ons? Gaan uit. Nadat die Here die disippels deur al die dorpe gevat het, die gelykenisse vir hulle vertel het, en vir hulle gesê het, dis 'n nuwe familie, gaan wys hy vir hulle die mag van God, kry 'n nuwe getuie, hulle kom terug, hulle het nog so 'n bietjie met Jairus se dogtertjie, in hoofstuk 9 sê, ek het vir julle gewys, en dan stuur hy hulle uit in hoofstuk 9.
Die Here het 'n pad met ons geloop. Inteendeel, hy het vir ons baie meer as vir die disippels gegee. Hy het vir ons sy Heilige Gees gegee en julle sal krag ontvang as die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Dan stuur hy hierdie disippels uit vir hulle eerste proefloopie van getuienisse op hulle eie. Dis waar ek en julle is. Ons roeping is ons vaar nou na die oorkant. Die Here gaan nou, ons moet nou nie maar net sommer gaan rustig wees en maar weer by my eie huisie bly en my. Die Here sê daar's tye wat hy vir my en vir jou gaan vra. Klim op jou ou bootjie en vaar oorkant toe. Dink jy dit gaan sonder storms wees? Nee. Nie om te gaan getuig, gaan mense reageer. Daar gaan dalk 'n duiwelbesetene wees wat jou afstorm. Daar gaan mense wees wat kwaad is vir die kerk. Daar gaan mense wat kwaad is vir die Here. Moet dit ons stuit? Die Here sê vaar oor. Nou ek gaan nie storm stil maak. Ek gaan nie storm. Al wat jy moet doen is wees die lig, wees die getuie, gaan saai die saad. Vertrou die Here daarop. Waar is julle geloof? Vra hy vir die disippels. Waar is julle geloof? Vertrou die Here om 'n getuienis te wees. Onthou die Here gaan nie net vir jou sê gaan nou huis toe en gaan drink lekker tee nie. Hy sê daar's dalk iemand op jou pad wat dalk soek, frustreerd is, môre, oormôre. God is almagtig. Ek en julle is sy getuienis. En as ons nou na die nagmaal kyk, na die volgende skyfie daar kyk, dan besef ons, hoekom is die nagmaal hier? Die Here sit daar in die bokkamer, en 'n baie interessante ding is, toe Paulus ook op die boot was, en toe daai boot daar op pad na Malta, toe hy moes Rome toe gaan, het die boot eintlik vernietig. Maar die God kom sê vir Paulus, jy kan maar vir hulle sê, alles is alright, die boot vernietig, maar julle gaan gered word. Maar wat doen hy? Hy sê vir hulle, die 14de dag, staan op, eet, en hy breek die brood, en hy dank die Vader. Amper dieselfde. Hier is heidene, maar hy wil vir hulle sê, hierdie God wat ek dien, sy brood kan jy breek. En dit is so belangrik, die nagmaal, kom die Here, en wat sê hy? As 'n paar betekenisse van die nagmaal. Ek dink ek moet die eerste sê. Daai vertrou Jesus wat daar staan, op die bord, ek wys nou die kant toe, julle gaan nie omkykie, vertrou Jesus. Die nagmaal is 'n verbondsmaaltyd. Wat is 'n verbond? Die nagmaal is hier, sodat ek vanmôre weer kan sê, ek maak my vas aan die Here. Verbond is 'n ooreenkoms met die lewende God. Dis 'n verbondsmaaltyd. Ek sit hier en ek verbind my opnuut aan die Here. Tweedens het die Here gesê, dis 'n gedagtenismaaltyd. En hy sê ek moet dit herhaal. Elke keer as ek hierdie nagmaal gebruik, moet ek daaraan dink. Wie is Jesus? Wat het Jesus vir my gedoen? En as ek dit elke keer herhaal, dan gaan ek met opgewonde hier uit, want die derde betekenis van die nagmaal is dis 'n waarborg. Ek het hier die waarborg. Hy sê so seker as wat ek hierdie brood eet en insluk en hierdie wyn drink en insluk, so seker kan jy weet, drink jy eintlik vir Jesus en sy gees in. So seker as wat hierdie die tekens is van sy liggaam, van sy bloed, maar belangrik, hoekom was die liggaam en die bloed daar? Vir die betaling van my en jou sondes. So hier is 'n waarborg, dat Jesus betaal het vir my en vir jou sondes. Dis ons sekuriteit. Ek vra by huisbesoek nou die dag daar in Sherwood, vra ek sommer vir 'n tienerdogter, wat is die grootste erfporsie wat jy van die Here ontvang het?
En sy sê vir my, oom, vergifnis van sondes. Wat 'n hotspot. Ek en jy hoef nie vanaand te gaan slaap met skuld nie. Dis 'n waarborg. Hy het klaar betaal. Die vierde betekenis van die nagmaal sê, dis 'n gemeenskap met die heilige God. Wanneer ek hierdie brood eet en hierdie wyn drink, dan sê ek, Here, ek is deel van U, kom bly hier binne in my. Soos wat hulle hier ingaan, word asseblief deel, sodat ek in 'n gemeenskap met U kan leef. Maar, hy sê ook, onthou, soos hierdie brood van koring gemaak is uit baie korrels, so is daar ook baie korrels. En hy sê vir my en vir jou, hierdie is ook die gemeenskap met ander gelowiges. Hier wil die Here ons by mekaar bring. Die vyfde betekenis sê, die nagmaal is ook 'n toekomsverwagting. Want die Here het daar gesê, toe hy daar saam met sy disippels gesit het, toe sê hy, Here, julle gaan dit nie weer eet, voordat julle nie aansit aan die bruilofsmaaltyd van die lam nie. So as ek hier kom aansit aan die tafel vanmôre, dan is ek opgewonde, dat ek en jy ook op pad is, na die ewige maaltyd. Dit gee ook vir ons nie net terugdink aan die kruis nie, maar dit laat ons vorentoe kyk, na die hemelse maaltyd. En daarom is die nagmaal 'n vreugdefees. Ons kan dit met, alhoewel dit die tekens is van die dood van die Here, kan ons met opgewondenheid, want ek en julle is gered. 'n Fees van dankbaarheid vir wat die Here vir ons gedoen het. Maar die nagmaal sê vir my en vir jou, jy gaan nie net hier bly sit nie. Ons gaan hier uit. Ons gaan uitvaar. En die oorkant wag daar iemand, dalk 'n besetene, dalk wie ook al. Sê, ek is gevul met die gees van die Here. Ek is gered. En die Here wil hê dit moet ek en jy loop deel aan die ander kant. Ek gaan nou vra dat, dis lyk vir my die sendingkommissie, vir deel van hulle, kom saam met my aansit aan die tafel van die Here, asseblief. En as hulle nou hier, kom saam met my, kom sit het, dan gaan ons vra dat die kerkeraad net die tekens gaan uitdeel, asseblief. Ek het nie die name van hulle hier nie, maar asseblief, moenie bang en skaam wees nie, kom sit asseblief hierby. Kom sit jullie. Waar is die? Ons gaan die brood uitdeel en dan hou julle dit so by julle. En daarna die wyn hou dit ook by julle. Hierso is nog een. Iemand met sy boontoe ook. Een.
Ek wil net seker maak, het almal brood gekry? Wys net so. Die mooi formulier het ons gesê, is iemand per abuis oorgeslaan met die brood of die wyn. Maar jy moet nou nie 2 keer vat nie, nou net oorgeslaan. Wyn is dit, baie dankie. Het julle gekry? Julle gaan julle beurt kry. Lei dan nou. Hierdie ene pas, daar sê. Weet jy, dit is so wonderlik dat ons hier kan saam wees. Ek wil 'n gebed doen en ek wil vra dat elkeen saam met my hierdie gebed doen. Wat ons bid, Here, maak ons lewe skoon, dat hierdie die tekens van vergifnis is. Maar die belangrike, maak seker as ons saam bid, dat ons in 'n verbond, in 'n verhouding, kind van die Here gaan wees en so dit saam kan ervaar. Hemel, Vader, ons bid vir u seun. Ons bid, Here, dat u vir ons sal help om dit wat ons nou gaan ervaar in ons harte sal ervaar. Dat dit nie maar net 'n broodjie is wat ons insluk, of 'n wyn wat ons maar 'n slukkie van neem nie. Ons wil vir u sê, Here, hier is ons. Ons verbind ons opnuut aan u. Seën vanmôre die nagmaal. Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Wat 'n voorreg om saam te wees. En ons moet onthou, die brood wat ons breek is die liggaam van die Here Jesus wat vir ons gebreek is. Neem, eet en dink net daaraan dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Die beker van danksegging is die gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Drink en dink daaraan dat sy kosbare bloed gevloei het tot 'n volkome versoening van al ons sondes. Ons sê dankie vir die Here. Here, terwyl ons nog die smaak van die wyn of die druiwesap in ons monde voel, bid ons dat ons u liefde, u vergifnis, die erfporsie van u sterwe en opstanding in ons gees, in ons harte sal kan voel, kan proe. Here, seën hierdie gemeente. Seën ons jong mense, seën ons werkendes, seën ons senior burgers. Maar ons sê vanmôre maar net vir u. Hier is ons Here. Stuur ons
Al is ons bang vir die bootjie, al is ons bang vir die storms, om na die ander kant toe te gaan. Maar dankie, dat U almagtig is. Dankie dat ons net kan saai, en dat U laat groei. Dankie dat ons net kan skyn, want so gaan mense die lig, Jesus, kan sien. Hier is ons Here, gebruik ons tot eer van U naam. Amen. Ons gaan nou staan en ons gaan hy lekker lied sing. Helder skyn ons lig vir die nasies. Ons gaan hier uit en ons gaan dit met 'n vreugdeglans doen, want U is die lig en mag U lig, en daar sê hy so mooi, deur ons skyn. Kom ons staan en sing ons 4 verse van lied 488. Ons sê sommer net baie dankie aan almal wat gehelp het met die voorbereidinge. Dankie vir ons orgelis en ons sangleiers hier. Maar kom ons gaan nou uit en laat ons die lig en die koninkryk van die Here oral skyn, want hy gee ons sy liefde, die liefde van God. Hy gee vir ons sy genade deur Jesus Christus en hy gee ons die krag deur sy Heilige Gees om te gaan getuig. Amen.
Drink 'n koffie in die saal.